Mouner, vertel ons 'n bietjie van oom se liefde vir rugby. Op skool het oom deelgeneem, het oom gespeel. Waar sal oom sê het oom regtig begin om rugby as sport te geniet? Was dit die enigste sport wat oom aan deelgeneem het of was daar ander sportsoorte ook? Nee, van wyk ek was nogal 'n krangige atleet geweest, maar ek het dan nie so kranig geweest dat ek nasionale klere daarvoor gekry het nie, maar ek het geweet ek was lief vir rugby geweest. Ek het onder 15 gespeel daai tyd en snaaks genoeg, Fonnie van der Vyver was my afrigter geweest daai jare op skool. En hy het daai ding in my raak gesien wat min ouens kon gesien het. En dan Fonnie het gesê, man, hou net so aan. Jy sal bo uitkom. En dit Fonnie het my absoluut daai as onderwyser, afrigter, hoofafrigter van ons onder 15 span, het hy gesien dat ek sal bo uitkom. Gevangenes, ons gevangenisterrein kinders was by die meeste van ons kinders wat maar Langehoven toe gegaan en wat ek op praat was. 'n Lekker skool gewees en ja, ek het daar my drome gehad en drome gedroom om vorentoe groot rugby te kan speel en ek wou. Dis ook min of meer in daai tyd wat oom se bynaam gekry het, né? Ja, ek het 'n ou boet gehad wat 3 jaar ouer as ek gewees het. En sy vriende was my vriende ook gewees. So hulle het altyd gesorg dat ek die bal in die hande kry en dan tackle hulle die rook uit my uit. Heilig. Dan sê hulle, jy's regte man gehad, gaan huis toe. En toe het dit 'n bynaam geword. As 'n naam wat ek nogal baie trots op is. Mouner. En ja, dis dan sê die ouens vir my, maar hoe kan jy 'n Mouner wees? Jy speel so kliphard en so jy laat die ander ouens moun. So maar toe ja, dis maar Mouner gewees. Dis waar my bynaam gekom het. Vertel, as oom kan sien, vertel so 'n bietjie van oom se verhouding. Het oom net die een broer gehad? Hoe was oom se familie? Ja, ek het dit die een broer gehad. Jy sien wat gebeur het daai tyd in ons lewe. My ma was die oudste kind in hulle haar gesin. En sy het daar klein boetie wat haar broer is. Oom Handjie. Hy was lief vir my geweest. Die ou was nou die oudste boet in ons huis, maar my ma het hom groot gemaak. My pa het hom groot gemaak. So, hy was ook 'n polisieman geweest en op 21 sy dood verongeluk. En dit was 'n shocking geweest vir ons familie en van my as 'n kind. Ek kon dit hy het my altyd so as onder sy vlerke geneem en gesê, as hy 'n kar gekoop het, 'n nuwe kar, vat hy my vir 'n spin en ek het dit verskriklik geniet. Het nog wel uitgesonderd geweest en dit was 'n besonderse verhouding tussen ek en my oom geweest, wat eintlik nie my oom was nie, maar my ou boet geweest. Maar as ek nou vir hom moet terg en sê ek oom Mandjie, sê jy nie ek is jou oom, ek is jou boet. Ja. Maar nou so toe hom nou van skool af gevangenisdiens toe en daar het oom se rugby toe nou eintlik begin spoed optel. Ja, van wyk ek is toe Kroonstad toe. Ek is Kroonstad gevangenisdiens opleidingskollege geweest. Daai tyd was dit Forster opleidingskollege geweest. Maar dit was Forster se naam is gekoppel later van tyd tot hy is ons minister van verdediging en gevangenis. Was hy eerste minister geweest en dis hoekom sy die naam Forster aan die college gekoppel was. En ja, ons het ek afgehuil, deurspore getrap, koud gekry. Kroonstad is die Vrystaatse koudste plek in die Vrystaat. En as 'n seentjie, ek dink is 'n seentjie, 17 jaar oud. En daar is die terugval, jy moet vorentoe gaan en of jy maak 'n sukses van die loopbaan of jy kan dit opvoeder. En ek het dit vasgebyt en daar het ek toe Noord-Vrystaat onder 20 begin speel. En my ou boet was daai tyd Noord-Vrystaat onder 20 kaptein geweest.
was van die eerste keer want kyk, daai tyd het Vrystaat Noord-Vrystaat afgestig van Vrystaat af. Dit was ek dink 'n verkeerde plasing gewees want Noord-Vrystaat was 'n ongelooflike klein provinsie, maar ek het vir provinsiaal gespeel in Noord-Vrystaat en daar het ek onder 20 gespeel en daar het ek gesien 'n ou moet jou kant bring of jy weet hulle jy word raak gesien of jy word nie raak gesien nie. Ouma so oom se pa het nou so groot rol in oom se lewe gespeel en hy het hierdie plakboek bymekaar gemaak van al oom se koerantberigte waarin oom se naam genoem word. En nou sien ons sommer hier by een van die eerste berigte staan daar in hoofletters Mouner is 'n skoorsoeker. So daar in die Noord-Vrystaat waar het oom se spelstyl begin karakter kry, want oom sê op skool het oom nie regtig vreeslik rugby gespeel nie en toe nou later van tyd so dominante kragman op die veld geword. Ja, vanwyk die regte wat ek ontvou het my rugby is by die Carlton Rugby, Carlton Club, Carlton Liga. Was een van die hardste ligas in Suid-Afrika van klub rugby. Ek het toe ons die gevangenisdiens het ons altyd so half gesê ons is die groen dood. Ons het ouens wat van ander klubs of ander provinsies afgekom het. Ek kon toevallig onthou Jackie Snyman het toe net van Vrystaat of een van die klubs van Vrystaat afgekom speel vir Tikkies. Daar een wedstryd teen gevangenes. Hy het toe daarna nooit weer gespeel nie want hy het gesien hierdie is dood, dis doodmaak en ja, dit het ek oorleef die Carlton Liga was van een van die hardste ligas in ons land. En dit is gelyk staan aan 'n provinsiale wedstryd. Wat beteken ek was meer bang partykeer geweest vir 'n klubwedstryd as vir 'n provinsiale wedstryd. Maar wat uitgesonder het ons is ook 'n klein klub geweest wat ons toe merk maak in die Carlton Liga en ons het nie te sleg gevaar nie. Ons het op 'n stadium dink ek derde of vierde geëindig in die Carlton Club Liga en wat vir ons uitsonderlik was. En ek het gesien in die vroeë berigte was gereeld 'n uitblinker selfs in 'n span wat nou en dan bietjie swaar gekry het teen die groter klubs wat in Pretoria gespeel het. Ja, ek het maar die hele deel van skoonsoeker is nie heeltemal die waarheid nie, maar was maar half uitgesonder gewees en ja, ek het ook myne laat sit nie. Ek het ook nie heeltemal gediskrediteer omdat ou groter as ek is, hy kan my rondstoot nie en ek het toe my merk gemaak en ek het besef dis die plek om 'n ou te maak is om 'n Transvaal te kry. Transvaal is 'n stapie nader aan die Springbokspan en ek dink ek wil eendag Springbok speel. Ek wil bitter graag Springbok speel. Maar ou se tipe van geaardheid, jy moet opoffering doen. Dis waar al die dinge kom. Opoffering is 'n deel van 'n ou se aan mekaar sit van klub rugby, provinsiale rugby en dan Springbok. En as jy gelukkig is om Springbok te speel. Maar julle was dan nou uiteraard deel van die amateur era, so oom het nog moes werk en klub rugby speel tussendeur. Hoe het oom hulle dit reg gekry in daai tyd om daai twee, ek wil amper sê spanningsvelde teenoor mekaar te balanseer? Eers van wyk dit is flippend moeilik geweest, maar ons het dit gedoen. Want dit word dit vir jou van wag. Jy weet jy speel oggend werk jy as 'n lid van die gevangenes era en dan daai middag oefen ons nog klub rugby. Jy kan nie vir hulle sê luister, jy moet nog dieselfde aand nog provinsiaal speel nie. Oefen nie dan jy doen alles, dis absoluut in een bladsy. Jy gaan nou werk, gaan oefen jy klub rugby, jy speel klub rugby teen of jy oefen 'n klubwedstryd
en daarna gaan jy loftes toe, ry jy loftes toe. Jy weet, en ons het daai tyd, ons het nie geld gekry vir rugby nie. Ons het met ons karige salarisse moet ons maar maak en plek maak om petrol te kan bekostig. Okay, dan moet ek hom vir jou sê, ons het R2 betaal om 'n bakkie vol te maak. Dan is dit in vergelyking min geld wat ons betaal het, maar as jy vat, wat is R2 daai tyd werd? Jy weet, 'n bier het 25 sent gekos. Wat, ja, ag, en ja, dit is 'n deel van 'n ou se aan mekaar sit, en 'n ou moet jou finansies maar so uitwerk, dat 'n ou die boeke moet balanseer op die einde van die dag. In daai era klub rugby vroeë provinsiale loopbaan, wat voel oom het oom laat uitblink? Wat se tipe spel het oom gespeel? Wat sou mens kon gebruik as 'n beskrywende styl vir oom se rugby? Weet van ek was onthou, ek het eers flank gespeel. Ek was 'n flank gewees en ek het gereken ek gaan my merk maak op flank. Toe het die gevangenisdiens 'n slot gekort want flanke was redelik beskikbaar op daai stadium gewees. Toe moet ek slot speel. Onthou, ek is 'n jong man. Ek in vergelyking met ouens wat teen ek moes op daai stadium speel, was nog ou Frik de Preet in hy stadium gespeel vir Weermag. En as ou vat die leem, die stretch tussen Frik de Preet en ek, jy weet, ek hardloop teen hom my stuk yster. Afskop. Ek hardloop teen hom vas. Hy weet nie as ek teen hom gaan vashard. Maar ek dink ek het nou maar dit het my nie afgesit nie. Maar wat gebeur het op daai stadium is ook, ouens het ook my gesoek, het skoor gesoek om 'n ding uit my te kry, dat die skeieregters moet raak sien, jy weet, en ja, dit het my bietjie daai mean ding naam gekry, en dit het geklou my, en okay, dit het ook my nie laat afsit nie, ek het regtig my rugby geniet. En in die oggende, my ma het oggend 4:30 my wakker gemaak, en dan, ons in die gevangenistuin, hardloop ek daai, as jy die pad onthou, van Sawelkop hardloop ek tot op na die amfitheater toe, waar die ou monument is. Nou hardloop ek daai amfitheater trappe, tot ek amper moorddood is. Dan hardloop ek weer by die amfitheater trappe om, hardloop ek by die Waalwielsirkel, was die ou Waalwielsirkel was gewees daai tyd, en dan by Potgieterstraat kom ek af tot in die gevangenisterrein, en dan bad ek daai tyd ons nie gestort, gebad en aangetrek, dat ek weer reg om te gaan werk. So half, ek gaan deur 'n skool van opoffering. En opoffering is vir my deel van my storie, hoe ek Springbok geword het, is om al die dinge deur te gaan. Klub rugby was deel van my opofferings om voor te kom om provinsiaal te speel. En dan hy klomp gevangenes binne in daai tronk het so uitgehang tussen daai tralie met hulle borde. En stamp hulle daai ouens. Stamp hulle. Dis so goed. Hy sê dit is so goed klakke gelyk. Dan kom ons in ons afskoppe was of die afskoppe of die strafskoppe of ons altyd gesorg dat hy in die lug hang. En wat daar voorkom is gelyk gemaak. Oom Ouners, so dan is die volgende groot hoofstuk is dan nou seker die sprong van klub rugby af, Carlton Liga, Carlton beker, Currie beker, provinsiale rugby toe. Kan oom dalk so 'n bietjie agtergrond gee hoe dit vir oom gebeur om van klub rugby af gekeer en gekies te word vir die Noord-Transvaal? Want jy weet, ek is eers Noord-Transvaal B-span gespeel. En van Noord-Transvaal B-span het hulle my toe raak gesien. En jy word nie net sommer vir die A-span gekies nie. Jy gaan deur 'n proses van kering, kies hier en los jou daar uit. En as kom maar teleurstelling,
of jy speel dan vir die B-span, nou oefen ons A-span teen die B-span op loftes, dis erger as 'n wedstryd. En as ou daar absoluut jou merk maak, dan word jy raak gesien en dan ja, dan het hulle my basies het hulle gedink ek is goed genoeg vir A-span om die A-span te speel. Maar is nie sommer net vir A-span speel nie. Jy weet, ou speel teen ouens soos John Williams hulle. Ou speel teen ouens soos ouens wat groot merke al gemaak het in Carlton Club. En daai ouens ou maat, hulle gee nie hulle plek weg vir niks nie. En ons moet speel, ons het bloed gesweet om daar uit te kom. En as jy daar uitgekom, dit was ongelooflik vir my gewees. Aangegryp het en gedink het elke oomblik van wat hy my raad gee. Ek het geluister daarna. En byvoorbeeld die lynstaanspringery, daai klein fyn goedjies wat 'n ou laat uitsonder as 'n speler en uitkom op bo uitkom. Maar onthou, daai tyd het ons nie ondersteuning gehad soos hulle vandag optel nie. Daar was nie. Jy moet op jou eie daar uitgekom het en ek het daai ou partyke so John Williams is 7 voet. Okay, 7 voet is 2 meter. Hy is lank. Ek is 6 voet 4. Ek kom en ek moet by hom uitkom. Nou ja, ek het hom geklim soos 'n leer, jy weet en nou ons het dit hulle was toelaatbaar geweest daai tyd om my ou te speel in die lig of te speel terwyl hy spring. Ons reëls het dit toegelaat. So ja, ek het absoluut dit mag gebruik om 'n bal te kan kry, in die hande te kry. Kan oom nog onthou van oom se debuut vir Noord-Transvaal? Bietjie vertel van daai dag. Ja, ons het 'n span gehad. Tuis was ons kaptein geweest, ons toer toe af Suidwes toe. Dis eintlik 'n B-span wat toe 'n toerspan geword het. Dit so voordat hulle die Karibebeker finaal gekies het. Toe het ons afgegaan Suidwes toe. Dit het 'n eye-opener geweest. Eye-opener in rugby. Toe gaan speel ons teen Suidwesters. Maar het ons daai eerste helfte agtergeloop. En ons en op dit was daai tyd ons spanbestuurder of afrigter geweest ook, want hy toevallig van die A en die B span het hy gelyk, was hy oor 'n beheer geweest van afrigting. En ek kan goed onthou, so die halftyd toe gooi sy hoed so teen die grond. Hy sê as julle so wil aansukkel, nou wil ek onttrek as afrigter. En ja, ek skrik weer daarof, die ouens, ou manne soos ouens wat saam met my gespeel het, sê ag hulle moenie worry nie man, om hierdie sal weer, ek sê nee, kerels, ons moet nou ons gat te roer. In elk geval, ons het daai game gewen toe, en ek was die speler van die dag gekies geweest. En dit was my ongelooflike ere toekenning. Onthou, en as jy praat van ouens wat ek het dit Tuis Lourens as ons kaptein geweest, en ons het toevallig 'n klomp ouens wat ons in die Carlton ingekom het, wat daai tyd vir die B-span, en daai hele B-span, meeste van daai B-span ouens, was die A-span spelers wat die finaal gespeel het. En dit was dus, ek dink ons eerste finaal teen Transvaal. As ek onthou. En dit het ons afgeskiet, want ons was nie 'n span wat volgens 'n formaat wat die skrywers nie gedink het ons is 'n goeie span nie. Ons het beserings gehad in daai stadium met ons het teen Transvaal gespeel. Dit was my eerste Karibebeker finaal geweest, 74. Dis op beloftes geweest. En Transvaal was gereken geweest as die span wat sou wen. Want Jan Leroux, as ek goed onthou het, klaar die os op die spit gehad daar op Ellis Park. En ons hoor dit, jy weet, ons dit hoor nou as spelers, hoor ons dit nou alles.
Jy weet, en het ons het absoluut geïndoctrineer, nie gedoctrineer nie, ons wou daai wedstryd wen. En dit was so het dit gewees. Ons het hom gewen met 2 punte, né? En ek kon my oor nie glo toe ons hom wen, toe ons die aand die bekendstelling gewees het dat ons die Karibeker is die eerste keer in my lewe wat ek die Karibeker van naby gesien het, naby kon hou. En dit het my so al in my hart gesê, dis was waar ek hoort. So in die provinsiale era het oom iets gedoen wat baie uniek was vir oom se era speler. Oom het van provinsie verander. Oom het 77 wedstryde vir Noord-Transvaal gespeel en toe die groot sprong gemaak oor kan die Jukskei en vir die groot vyand vir die Transvaal gaan uitdraf. Ek dink baie van ons ondersteuners wonder hoe dit gebeur en hoekom het dit gebeur, oom? Ja, van my jy weet, dit is ook nie maklik geweest om daai besluit te geneem het nie, want ek was 'n speler van Noord-Transvaal, want ek is 'n gebore Noord-Transvaal speler. Ek is 'n gebore geëike Noord-Transvaal speler. En toe ek daai besluit geneem het, was nie sommer net lighoofdig nie. Ek moes dit gedoen het as gevolg van omstandighede. Ou geld was groter geweest in Johannesburg as wat in Pretoria. En ja, ek het Transvaal net so geniet. Transvaal was vir my ongelooflike weer 'n ander uitdaging. Weet ek bedoel Diggers. Diggers is een van die grootste klubs in Transvaal geweest. Daar het ek ingegaan en ek het besef, ou speel maar vir jou posisie en daar het ons almal lelike wedstryde te mekaar gehad op die klubwedstryde, maar ek het absoluut gegaan vir beste loopbaan, 'n beter loopbaan en bietjie meer geld. So dit is kanse wat ek gebruik het, wat ek gevat het. Oom, so toe sit nou hierdie hoogtepunte in die ligblou trui vir Noord-Transvaal, wonderlike hoogtepunte ervaar. Vertel ons so 'n bietjie van oom se pad na die Springbokspan toe. Soos jong laities, ons is die eerste keer wat ons Springbok speel. Ek het geweet wat is 'n Springbok game nie. Tot 'n ou die dag ophardloop en dan besef jy wat se ding is op jou skouers wag. En dis in PE was my eerste toets gewees. En die derde toets vir die Springbokke teen die Engelse. En op baie stadium het ons nog nie een game gewen nie. En daai wedstryd was so toevallig so 'n paar dinge wat ek al besef het, kyk ouma, dis rugby professioneel. Nee, van my inteendeel, daai Engelse span was 'n geoliede span geweest. Hulle het al 'n paar jaar saam gespeel. En onthou, Willie McBride kom in die era van waar Frik, toe was hy 'n jong speler geweest. So as jy kyk daai klas van spelers, skop jy nie agter elke bos uit nie. En dan Willie John McBride, hulle was 'n gedigte span en hulle masjinerie van hulle koerant ouens wat saam met hulle gekom het, die media, was absoluut so gemotiveerd en reg vir ons Springbokke. Toe wat gebeur het daai dag, het ek een oomblik nog besig gewees met Willie John McBride. Onthou, Willie John McBride was die kaptein gewees. Toe in die loskram het ek hom probeer half uitloop. Toe hoor ek 99. En 99, ek het nie eens besef dis 99 want hulle het iets gesê. Maar dit gevoel soos 'n swerm by jou om jou, want nou staan jy daar, jy weet nie waar om te keer nie. Hulle voeter jou van agter af. En die heel agter het gekom en ingehardloop om jou te gee. Die gevolg is dat daai ouens het so geolied gewees, hulle het absoluut by mekaar gestaan en daai nommer wat hulle genoem het hulle besef en het hulle besluit. Dis hulle nommer wat hulle gaan hê as hulle in die moeilikheid begin raak met as ons hulle 'n bietjie oorheers met
nie verneig nie, met harde spel. So ek het my gat afgeskrik. Ek het nie besef dit is ek soek my medespeler toe aan rampie staan hulle ou dis ouens wat ek nog gedink het hulle gaan nou by ou staan en saam met ou staan, maar daar hardloop hulle weg en ek staan alleen tussen daai klomp leeu's en dit is nie net rooi om jou en is dit om vuishoue. Wat sal oom sê in die groen en goud was van oom se mooiste herinneringe? Wonderlike wedstryde. Yes, van Wyk, daar's soveel wedstryde wat ek spesifiek kan onthou. Ons wel een van die wedstryde was daai 74 wat ons gelyk op gespeel het op Ellis Park met die Leeu's. En die ander wedstryde wat ek nogal regtig wil uitlig is die wedstryde teen Frankryk. En ons het toe na hierdie verloor toer het ons gegaan 74 toer ons in Frankryk. En die Franse was op daai stadium was ook in 'n stadium gewees waar hulle moes nuwe spelers opbring. Want as jy vat hulle slotte was daai tyd was wat teen Frik gespeel het. Wat twee broers was, Spanghero. En daai ouens is reuse gewees. En ons het teen hulle gespeel met 'n uitnodigingsspan. Het ons teen hulle gespeel. En ek sien hierdie ouens opdraf. Maar hulle is toe op stadium al ouer gewees. Hulle is nie meer so beweeglik soos wat hulle in jong dae gewees het nie. Maar as daai hand jou vat, Pel, jy verstaan nie. Hy gooi jou, hy slinger jou daai een kant toe asof jy 'n stuk pampier is. En dit is onder andere Frankryk. En toe het ons daai Suid-Amerikaanse toer gehad, wat hulle is die Puma. Hulle mag nie hulle naam genoem. Puma mag nie gekoppel gewees het aan die span nie, maar toe is dit Suid-Amerikaans hulle. Toe is dit ouens wat ons nie eintlik ken nie, maar daar geleer ken het. En ouens soos die Stef. Daai ouens is flippin reuse. Is groot. Is eintlik die Franse en die Suid-Amerikaners het fisiese werk nog self gedoen. Daai ouens het as jong spelers het gewerk by 'n plek soos wat hulle sê wat asblikke rond aan die hardloop met daai asblikke op hulle skouers en om fiks te word en fiks te bly vir rugby. En daai ouens is ook nie betaal gewees nie. Onthou, daai ouens het gewerk en dan as hulle na werk is moet hulle rugby speel. En hulle was 'n tuisspan. Die Suid-Amerikaners was ongelooflike tuisspan. Ek dink so een van die tuisspanne in ons rugby. En toe wat die cherry op die koek, my koek was die All Blacks. Die All Black toer kom toe in Suid-Afrika sou gekom het, dan kom hulle nie meer nie. En as jy sien daai ouens se opoffering, daai hoor ek daarna, die opofferings wat daai ouens moes maak. Die land wou nie gehad het hulle moes teen ons speel nie. En daai spelers het gesê, luister, ons wil die Springbokke, ons wil teen die Springbokke speel. En hulle het met 'n roeibootjie in die middel van die nag mekaar by 'n plek ontmoet en daarvanaf met 'n groot boot na die volgende vasteland toe en daarvanaf het hulle gevlieg na Suid-Afrika toe. En as jy daai ouens se ontberings hoor en hoe hulle lief vir rugby is en wat hulle gedoen het vir rugby, is dit unbelievable. En ons het daai reeks gewen teen die All Blacks. En ek vertel vir jou, dit was dan vir my 'n ongelooflike tyd in my lewe dat ek teen die All Blacks kon wen. En toe speel ons weer die Engelse daarna, Billy Beaumont. Hy was die kaptein gewees. En ons het hulle kaf gedraf. Wat lekker was, ons is geolie span gewees, ons is meer 'n ervare span gewees, meer ouer spelers wat nasionaal al geken het.
So dit is lekker om so 'n span te speel wat ook weet daai tyd het ons klomp provinsiale ouens wat al klaar Springbok al gespeel het, maar wat die kering of die keuses van die span so lekker gemaak het. Hey, oom Mouns, dit was baie lekker om met oom te gesels. Ek wil so 'n bietjie wonder as oom nou dink oor legacy, die woord, wat beteken dit vir oom? Wel ek dink hy staan as 'n punt uit as 'n speler en wat hy nalaat. Ek dink dis die heel grootste ding wat 'n ou doen is die nalatenskap wat 'n ou doen in rugby. En wat 'n ou vriende mee maak. Vriende wat die ouens vandag professioneel nie ken nie. Ons is so 'n familie gewees. Ons het saam gestaan. Ons het inteendeel ons is meer in 'n familie saam as wat ons dink as spelers. So nee, legacy is absoluut 'n ding in nalatenskap wat jy doen. So 'n paar vinnige vragies wat ek vir oom wil vra. As oom dink aan oom se speeldae, wie was die speler wat oom gevoel het oom die meeste intimideer? As oom sy naam op die opponente se spanlys sien, vir wie was oom bietjie bang? Wel, onder andere Ad Oosthuizen hy klap speel, maar Ad nie so seer nie, maar Kevin de Klerk. Ek is ligtig vir hom gewees. Maar gelukkig het die ding so geloop, hy was net so bang vir my gewees, so ons het mekaar was ons maar ligtig gewees. In oom se rugbyloopbaan, wie sal oom sê was die grootste invloed? Is dit 'n afrigter, spanmaat, iemand wat oom altyd gemotiveer en geïnspireer het, iemand wat oom opgehef het? Wel, jy sien, 'n klipspan was 'n ou gewees. Hy het daai tyd was hy 'n atleet vir die Springbok atleet gewees en hy was 'n Springbok rugby speler, Poens Prinsloo en dan oom Bierman van Sail. Maar Bierie het uit sy pad uit gegaan om my 'n beter mens te maak. Hy het vir my byvoorbeeld een aand het ons blykbaar 'n bietjie uitgerafel toe die oggend vroeg. Dit is voor 'n Currie-beker finaal teen die Vrystaat. Toe sê hy vir my ek moet na sy huis toe kom. Sy huis was daar in Weerabrug. Polisiestasie was hy en hy was 'n polisieman geweest. Hy was brigadier geweest. En toe sê ek moet soontoe kom. Toe ek daar kom, toe sit ek nou ag wel ek gaan seker nou 'n teetjie saam met oom Bierie dink aan sy vrou. Toe sê hy vir my nee, sien jy daai stuk grond waar wat ek nat gemaak het vir die aand. Jy moet begin spit moet hè. Ek sê Bierie, ek kan nie, hoe kan ek nou spit? Ons moet die finaal speel. Hy sê spit. Ja, van Wyk, jy kan nie glo, daai dag het ek bloed gesweet op hy spit en ek toe daar kom te sê vir my, wel dan. Toe drink ek saam met hom 'n tee en sy vrou, gewese vrou en ja, dit was 'n ongelooflike ervaring. Wat sal oom sê was oom se beste eienskap as 'n rugby speler? Wel, ek dink vir my is moeilik om my nou self op die baadjie te klop en te sê ek dink ek was 'n harde speler gewees. Ongeag wat die ouens sê ek was 'n vrye speler, ek was nie 'n vrye speler gewees nie. Ek was 'n harde speler gewees. Ek het op die bal gekonsentreer meeste van die tyd en ek kan 'n pap aanmaak. En dit was lekker gewees. Oom Mouner, julle wat nou vir so lank op die voorblad van die koerant was, so die kollig op julle gehad het, hierdie groot Springbok sterk man wat teen die All Blacks en teen die Britse en Ierse leeu speel, die media en almal wat oom wil van hoor en oom se storie wil sien. Daai tyd na rugby wat 'n ou so 'n bietjie uit die kollig uit beweeg het. Hoe het oom daardie tyd ervaar? Jy weet vir my ja, dis 'n ongelooflike vraag wat 'n ou dit was half jy het so dit nie maklik nie. Dit is nie lekker geweest om uit die kollig uit te wees nie, want ek het die kollig nogal geniet ongeag negatief of positief.
maar okay, dit is ou uit die kollig was my ook al 'n bietjie 'n asemhaling. Dat 'n ou kan beweeg in 'n omgewing wat 'n ou hoef nie raak gesien te word nie. En dit is so maklik wat 'n ou in die omgewing beweeg en by 'n verkeerde plek uitkom, dat 'n ou raak gesien word en dan word jy beskou as die rugby speler. En dan onthou, dis voorblad nuus op die blaaie, nuusblaaie. Ja, ek dink dit was half my verligting uit die kalklig, maar dit was ook hartseer geweest. Want ou dit geniet ook. In jou binneste het jy dit geniet. Sê, oom Mouner, oom word nou hierdie jaar 75 geword. Ja. As ek vir oom kan vra, wat sal Mouner van Heerden op 75 vir daai jong Mouner van Heerden wat opgedraf het op 21-jarige ouderdom teen die Britse en Ierse leeu's, as oom kon teruggaan in tyd en vir hom 'n bietjie advies kon gee, wat sou oom graag vir hom wou sê? Jy weet, Van Wyk, dis 'n moeilike vraag, want jy weet, ons rugby was 'n verskillende tipe van verskillende era, 'n ander generasie, en daar's ander punte wat aangeraak is wat jy nie kan onthou wat ons as ons oorgesien, waar die ouens vandag 'n rooi kaart kry. Vandag word hy afgestuur. Vandag word hy gepenaliseer en daar's geld involved. En jy weet, as hy gepenaliseer word, 'n rooi kaart kry, word hy nie beskuldig nie. En dis praat van 'n paar miljoen rand. As ek nou dit vir hom kan sê, ou vriend, hou jou daai in oomblik. Daai paar sekondes hou jou in. Sien dit oor, maar kry hom later in 'n loskram. Dan is dit al wat ek wil kan vir hom sê. Maar as ek vir Pieter Steff dit toe kyk, uitstaande, hy ongelooflike speler. En dis ouens wat ek nogal my hoed afhaal. Dis dalk 'n goeie vraag om vir oom te vra, as oom kyk na die moderne era se Springbok rugby span, is daar spelers wat oom dink vergelyk met oom? Dalk 'n speler wat hom kan sê ook daai kragman, sterkman, enforcer rol vertolk, is daar iemand wat vir hom uitstaan? Ja, wel, ek dink Pieter Steff die twee is baie naby aan wat ek sou gedink het as 'n ideale Springbok speler. Hy kan sy spel afwissel. Hy is 'n slot, kan ek hom gebruik as 'n slot en as 'n flank. En dan Etzebeth is natuurlik vir my unbelievable. Yes, hy's groot, massief en hy kan ook sy spel afwissel. En hy's 'n mean ou. Jy kan nie aan hom, en dis hoekom ek so lekker kry partykeer in die toetse wat gebeur. As die ouens hou hulle in, en opsigte van hande, jy weet daar, jy kan nie jou hand oplig nie. Jy kan nie jou ou dit verkeerd tackle. Ek bedoel, dis belaglik mos. Inteendeel, ek dink hierdie ding gaan ons as wedstryd, as ons rugby gaan doodmaak, want as jy vat dinge skeieregter bo op verwys word, nadat die spel al 3 fases al aangegaan het, om dit terug te bring op die fase waar hy dink oor die fout was. Ek bedoel, dis mos belaglik. Ek kan ons nie so rugby speel nie. So ek sê dankie Here, ek hoef nie in hierdie tyd te speel nie. Oom Mouner, as ons dan nou praat oor die groen en goud en so 'n bietjie dink oor die Springbok embleem, oom se Springbok baadjie. Wat verteenwoordig die Springbok rugby span vir oom op 'n persoonlike vlak, maar ook vir ons as 'n nasie? Ek dink Springbok stel te toon wie hy is. En ek dink dit is 'n besondere kenteken, en dis hoekom ek so ongelooflik hartseer sou gewees het as hulle die Springbok weggevat het. Maar dit wys net hoe sterk Springbok dit deurgestoei het, dat ons nog Springbok behou het, en dit is absoluut, ek is 'n persoon, ek voel geëerd
om 'n Springbok trui of 'n baadjie te kan dra. As oom vir ons nou nog net so een stalkie kan vertel, miskien 'n kattekwaad storie op toer, iets wat ons nou nog nie gehoor het nie. Sonder dat oom nou te veel van oom se spanmaats bloot lê. Wat 'n stalkie laat oom altyd lag of glimlag? Ja, ons het Suid-Amerikaanse toer gehad, maar ons is redelik verveeld geweest. Jy weet, ons het om in 'n hotel, weet jy's vas amper gekluister in die hotel. Ek kan nie rondbeweeg soos jy wil nie. En toe ek en sogenaamde Willie Kas was kamermaats geweest. En ons staan, is 'n Sondag, was 'n Vrydag geweest. Ek kan nie presies die dag onthou nie, maar dit was 'n dag voor die toets. Toe is daar bo die kamer, ek en Willie ons sit en kyk, die ouens hier onder op by die swembad is ouens wat so om Morney Du Plessis. Hulle wil sê goeie boekies bly en hulle love it. En ek en Willie, hulle sit daar op die stoeptrappies voor die hotel, voor die swembad. En ek en Willie sê, want ek hoor, Willempie was een van die ouens wat voor gewees by sy koshuis en toe hy gestudeer het, wat watersak gooi is. Toe dink ek, ons maak daai groot watersak, maar ons het nie besef wat se krag daai watersak, want dit is gewig. As dit op 'n ou se nek geval het, so mos afgebreek. Ons besef dit nie. Maar hy gaan, daar's 'n dak wat tussen die spelers wat daaronder gesit het, is 'n glasveseldak. En ons het absoluut ons bietjie misjudge met die gooi. Ons het hom vol water gemaak, nie heeltemal vol nie, maar ons het hom so halfpad, en besef ons, wil jy het so geval, en sê, nee, ek dink hy is nou swaar genoeg. En ons teiken was bietjie af, en hy gaan deur die dak, en het klink soos 'n kanonskoot. Hulle bekakel er amper self daaronder, en niemand het gepraat daaroor nie, tot op die einde van die toer, toe dit uitgekom, dit ek en Willie. Maar dit het my rugby, dit het my toetreeks gekos. Vir al ons ondersteuners kan ons net sê baie dankie vir wat julle vir die Springbok span, Noord-Transvaal, Suid-Afrikaanse rugby beteken het. Dit is 'n groot voorreg om vandag met oom te gesels, en dit was 'n wonderlike projek om oom se legacy word ook so saam met oom te kon doen. Dankie dat oom in die eerste plek gespeel het en in die tweede plek met ons gesels het. Ag, dankie van my dat ek uitgesonder is as 'n speler om 'n onderhoud mee te hê. En ek hoop ek kan dit so uitdra ook, dat dit geliefd is en eer is.